Josua 3 vers 1 tot 6. Ek wil graag by hierdie geleentheid met ons praat oor hierdie gedagte, naamlik 2014, 'n pad nog nooit betree. Nou dadelik kan 'n mens vra, maar is dit nie maar elke jaar dieselfde? Ons staar 'n nuwe jaar in die oë, dis 'n pad wat ons nog nooit betree het nie. En ek vertrou dat u vanaand gaan hoor, dis nie eintlik wat ek bedoel nie, maar dis die tema van my boodskap vanaand. 2014, 'n pad nog nooit betree nie. Josua 3 vanaf vers 1. Daarop het Josua die môre vroeg klaar gemaak. En hy het met al die kinders van Israel van Sitem af weggetrek en by die Jordaan aangekom en daar die nag oorgebly voordat hulle deurgetrek het. Ek moet net vir u noem dat die Israeliete is op die punt om die beloofde land binne te trek. Hulle gaan binnekort oor die Jordaan trek, in die land Kanaan in. So dis waar hierdie verhaal om afspeel. Die hele volk staan gereed om die beloofde land binne te gaan. Vers 2. En aan die einde van 3 dae het die opsigters die laar deurgegaan en aan die volk bevel gegee en gesê, net soos julle die verbondsark van die Here julle God sien en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van julle staanplek af opbreek en agter hom aantrek. Maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el, dis omtrent 900 meter, tussen julle en hom, tussen julle en die verbondsark wees. Kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek. Want gister en eergister het julle nie met die pad getrek nie. Verder het Josua aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle doen. En Josua het met die priesters gespreek en gesê, neem die verbondsark op en trek weg voor die volk uit. Toe het hulle die verbondsark opgeneem en voor die volk uitgetrek. Tot sover. Ons teksvers is die laaste gedeelte van vers 4. Want gister en eergister het julle nie met die pad getrek nie. Gister en eergister. Met ander woorde, in die verlede het julle nie met die pad getrek nie. Vir 40 jaar het die Israeliete min of meer elke jaar dieselfde belewenis gehad. Naamlik die van om rond te swerf in die woestyn. U wat die verhaal ken, sal weet, nadat hulle uit Egipte land weggetrek het, het die Here van wie hulle ongehoorsaamheid en hulle sonde, hulle gestraf en vir hulle gesê, julle gaan vir 40 jaar in die woestyn rondswerf. Ons lees onder andere in Eksodus 16 vers 35, waar die skrif praat van hierdie 40 jaar van rondswerf. Met ander woorde, vir 40 jaar opeenvolgend het hulle min of meer dieselfde elende beleef, dieselfde teëspoed. Het alles min of meer, maar jaar na jaar dieselfde verloop. En toe hierdie 40 jaar verby is, en dit tyd geword het dat hulle die beloofde land moet inneem,
vind plaas wat ons dan nou in ons skrifgedeelte gelees het. Josua wat die volk bymekaar laat kom en sekere dinge aan hulle meedeel en onder andere vir hulle sê, wees gereed, want ons gaan 'n pad betree wat julle nie gister en eergister geloop het nie. Met ander woorde, ons gaan iets heeltemal niets belewe. Iets waaraan julle nie gewoond was vir 40 jaar nie. Want hierdie pad wat ons gaan loop, is nie dieselfde as die pad van gister en van eergister nie. Nou my broeder en suster, om het deur te trek na die woord wat die Here op my hart gelê het vir hierdie geleentheid. Ek dink baie van ons wat vanaand in hierdie vergadering is, kan sê ja, die afgelope aantal jare wat ek kan onthou, het elke jaar maar min of meer dieselfde verloop. Elke jaar het sy uitdagings gehad. Elke jaar het sy smart gehad. Elke jaar het sy siekte gehad. Elke jaar het sy teleurstelling gehad. Dank die Here, elke jaar het ook sy vreugdes gehad en sy hoogtepunte. Daarom het ek voor my skriflesing vir u gesê, moenie laat my tema u mislei nie. Want 'n mens kan eintlik aan die begin van elke jaar sê, ons weet nie hoe lyk die pad vorentoe nie, maar as ons terugkyk, dan sê ons, min of meer, kon ons elke jaar dieselfde dinge verwag en het ons dieselfde dinge beleef. Maar my broeder en suster, ek dink, as ek vanaand met u oor hierdie saak praat, dan moet ons regtig ons harte en ons ore instel, of die Here nie dalk vir ons in die uur waarin ons lewe, iets wil sê, aangaande die tyd waarin ons lewe nie. 2014, 'n pad wat nog nooit betree is nie. Mense wat gevoelig is vir wêreldgebeure. En mense wat lief is om Bybelse profeseë aangaande die eindtyd te bestudeer. 'n groot menigte van hulle. Manne na wie 'n mens kan opkyk as godsmanne en skrifgeleerdes, sal vir jou sê dat 2014 moontlik die jaar is waarin die wêreld, maar ook die kind van God hom op 'n pad gaan bevind wat hy nie gister of eergister geloop het nie. Veral as 'n mens kyk in die lig van wat besig is om in die Midde-Ooste te gebeur. Ons almal weet dat die Midde-Ooste en veral Israel en veral Jerusalem is God se horlosie wat vir ons wys hoe naby ons aan die dag van die Here is. Maar by dit alles, en ek het nie vanaand tyd om daarop in te gaan nie, en as die Here wil, sal ek moontlik vroeg in die nuwe jaar daaroor lering gee. Maar u het sekerlik almal gehoor, en dit is ook deur NASA bevestig, van die sogenaamde bloedmaane wat in 2014 en in 2015 gaan verskyn, en behalwe dat dit gaan verskyn, gaan dit ook verskyn op spesifieke Joodse feesdae, iets wat ongekend, ongehoord is, iets wat 'n wonder is, sonsverduisterings wat gaan plaasvind, ook op spesifieke Joodse feesdae, en dan laat dit 'n mens dink
aan Lukas 21 vers 25 en 26 wat sê, en daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat op die aarde kom, en die Bybel sê, en die mense se harte sal beswyk van vrees, want die kragte van die hemele sal geskit word. En dan wonder 'n mens, of uitgesonderd van dit wat ons in die verlede geken en beleef het, 2014 nie 'n pad gaan wees wat ons nie gister en eergister geloop het nie. 'n totaal ander pad, soos wat Israel, nadat hulle vir 40 jaar na jaar gewoond was aan die normale gebeure, skielik te staan kom voor hierdie uitdaging. Ons gaan oor die Jordaan trek, ons gaan die onbekende tegemoet. Josua sê vir hierdie volk, julle gaan 'n pad betree wat julle nie gister en eergister bewandel het nie. Soos Israel van ouds, my broeder en suster, sal ons in die eerste plek as kinders van die Here, terwyl ons hierdie onbekende pad in die gesig staar, sal ons in die eerste plek moet rus in die teenwoordigheid van God. En ons weet wat Josua hier vir die volk gesê het, sorg dat julle die verbondsark in oog kry. Dis hoekom hulle afstand van hom af moes beweeg, want as hy te naby aan hulle was, sou die agterste mense nie die ark kon sien nie, want die ander sou in die pad gewees het, en 2000 L plus minus 900 meter moes die ark voor die volk uittrek, sodat almal hom kon sien. En ons weet dat die heerlikheid, die teenwoordigheid van die Here het gerus op die verbondsark. Ongelukkig het ons nie tyd om daarop in te gaan nie, maar dis hoe ons dit vind in die Ou Testament. Dis die plek waar die Here hom fisies openbaar het, veral later in die tenttabernakel en in die tempel van Salomo. Die heerlikheid van die Here op die verbondsark. En die Here sê vir hierdie volk, sorg dat julle die ark altyd sien. Eintlik sê hy vir hulle, sorg dat julle my sien. Sorg dat julle in my teenwoordigheid is. En my broeder en suster, ek wil vir u sê, as ons hierdie onbekende pad, wat ons nie gister of eergister bewandel het nie, as ons hom as oorwinnaars wil bewandel, sal ons moet doen wat Hebreërs 12 vers 2 sê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. U en ek sal weer op 'n plek moet kom, waar ons elke dag die Here op ons knieë sien, waar ons sorg dat ons in sy teenwoordigheid is, dat ons kan rus in sy teenwoordigheid, dat ons van ons knieë kan opstaan en kan sê, God is met my. Die Here is met my. Ek was in sy teenwoordigheid. Ek het met hom 'n ontmoeting gehad. Soos Israel van ouds, die Here sê, sorg dat julle die ark sien. En weet u hoe gewillig die Here is om homself aan ons te openbaar? Weet u hoe gewillig die Here is dat ons in sy teenwoordigheid sal kom, dat ons sy aangesig sal soek? Hy sê sy laaste belofte, Jesus voordat hy opvaar, Matteus 28 vers 20, die laaste belofte sê, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. As ons in sy teenwoordigheid is, geld dit vir ons. Hebreërs 13 vers 5
die B-gedeelte van daardie vers sê, want hy het gesê, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Vers 6 sê, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Kom ons soek sy teenwoordigheid in 2014, kom ons rus in sy teenwoordigheid, kom ons versterk onsself deur sy teenwoordigheid. In die tweede plek, in vers 5 van ons gelees gedeelte, sê Josua vir die volk, heilig julle. My broeder en suster, as ons hierdie onbekende pad, wat ons nie gister en eergister bewandel het nie, as ons dit wil oorleef en wil deurleef, en as oorwinnaars ander kant wil uitkom, sal daar weer in ons lewe 'n toewyding aan die Here moet kom, soos nog nooit van tevore nie. Heiligmaking. Ons is mense wat eenkant gesit is vir die Here. Kom ons leef dan as mense wat eenkant gesit is. Hebreërs 12 vers 14 sê, sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Kom ons kry klaar met ons sonde. Maar weet jy, ek wil verder gaan as dit. Hebreërs 12 vers 1 sê, laat ons ook elke las af lê, en dan sê hy, en die sonde wat ons so maklik omring. Weet jy, daar is baie keer dinge in ons lewens wat nie sonde is nie. Die Bybel noem dit laste. Dis dinge, dit kan aktiwiteite wees. Dit kan stokpertjies wees. Dit kan sport wees. Ja, dit kan ons werk wees wat ons verafgod. Dis laste wat verhinder dat ons die wedloop voluit kan loop. En die Here sê ook, dit moet ons af lê. Weet jy, terwyl ek dink oor hierdie boodskap, en ek het dit al by verskeie geleenthede gesê, mag die Here ons help, dat ons selfs bereid sal wees om dinge wat nie sonde is nie, as sonde te beskou, en dit liewers af te lê. Weet jy, baie mense kyk, hoe kan hulle aan God se genade rek? Baie mense sal ure met jou in 'n gesprek gaan, en dan sal hulle vir jou sê, maar ek kan nie insien dat dit verkeerd is wat ek doen nie. Ek kan nie insien dat dit wat jy vir my sê, dat dit my van die Here af kan weghou nie. En hulle kyk hoe hulle die Here se genade kan rek. Weet jy, ek dink God het 'n behaag daarin. As hy iemand sien, een van sy kinders wat sê, Here, ek weet nie of hierdie ding sonde is en of dit nie sonde is nie. Maar omdat ek U lief het, sal ek dit liewers los. Heilig julle, sê Josua vir hierdie volk. Hy sê, want môre gaan julle 'n pad betree, wat julle nie gister en eergister bewandel het nie. Dis 'n tyd om heilig te word. Weet jy, Openbaring, die laaste hoofstuk van Openbaring sê, hy sê, die laaste dae sal die wat vuil is, vuiler word, en die wat skoon is, skoner. Sal God ons help om liewers af te lê, as om aan te gryp. Om liewers neer te lê, as om op te neem. Dat die Here in ons kan sien, ons is mense wat eenkant gesit is vir hom. In die derde plek, vers 5 se B-gedeelte, hy sê, in die A-gedeelte, sê hy, heilig julle, en dan kom in die B-gedeelte, hy sê, want môre gaan God wonders onder julle doen. Ek wil vir u sê, ons sal weer soos Israel van ouds, moet begin vertrou op die wonderwerkende hand van die Here. Hoor vanaand die woord van die Here, gemeente van die Here. Daar kom 'n tyd dat ons weer net op hom sal kan vertrou. Luister, vir ons genesing,
vir die voorsiening in ons behoeftes, vir uitkoms. Mag die tyd weer kom, dat gemeentelede die pastorie bel en sê, pastoor, bring die ouderlinge, want Jakobus 5 sê, as daar iemand siek is onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente roep, dat hulle kan kom en oor die sieke bid en vir hom hande oplê en hom salf met olie. Vandag hoor ons as mense al klaar uit die hospitale uit is, hulle was in die hospitale. Of as jy nie by hulle uitgekom het nie, is hulle kwaad. Weet jy wat die Bybel sê, as jy siek is, moet jy die ouderlinge roep. En hulle moet oor jou bid, en hulle moet jou hande oplê, en jou salf met olie. Broeder en suster, dis in die Bybel. En ek sê vir u, ons gaan 'n pad betree, wat ons gister en eergister nie geloop het nie. Weet jy wat God wil wonders doen? Hy is nog die geneesheer van die kranke. Prys God, hy is die Here van die onmoontlike. En die pad wat ek en jy gaan betree, gaan vra dat ons weer na hom sal opkyk as die wonderwerkende Here wat kan red en genees en kan doop met sy gees. 'n pad maak waar geen pad is nie. God wat wonders wil doen. Weet jy wat? In Handelinge die 4de hoofstuk word Petrus en Johannes in die tronk gegooi omdat hulle 'n lam man in die naam van Jesus genees het. En die volgende dag toe hulle uitkom en hulle verskyn voor die Jode, toe word hulle met allerhande dreigemente gedreig en hulle gaan terug na hulle mense toe gaan lees maar Handelinge 4. En hierso van, seker hier van vers 27 af in Handelinge 4, toe hulle by hulle mense kom, toe val hulle op hulle knieë en hulle roep tot God. En hulle sê vir die Here, Here, hoor die dreigemente van hierdie mense, want vervolging is op hande. Nood is op hande, swaar kry is op hande, verdrukking is op hande. En dan bid hulle en hulle sê, Here, strek tog u hand uit, Handelinge 4 vers 30, strek tog u hand uit tot genesing en tot tekens en wonders in die naam van u heilige kind Jesus. En die Bybel sê, en die plek waar hulle gesit het, is geskit deur die krag van God. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Ek wil vanaand in hierdie middernagtelike uur sê, vaders, beginne weer vir julle vroue en vir julle kinders hande oplê en bid vir hulle in die naam van Jesus as hulle siek is. Kom, ons vertrou op 'n God wat wonders doen vir sy kinders. Want ons betree 'n pad wat ons gister en eergister nie geloop het nie. Ten slotte, in 2014 moet die jaar wees wat ons die Here meer verwag as ooit. Mag daar 'n verwagting in ons harte wees en 'n gereedheid dat die Here kom. Weet jy kom sê ek dit? In die Hebreëse taal staan daar hulle moet 2000 el van die verbondsark wees. Ongeveer. Nou, in die Bybel is daar altyd 'n diepere betekenis.
Job 33 vers 14 sê, God spreek op 1, ja 2 maniere. En die mens merk dit nie op nie. Die getal 2000 beteken in ons geleesde gedeelte to cross the Jordan. Om oor die Jordaan te gaan. 2000. 2000 staan vir 2000 jaar. Dis asof die Here in hierdie gedeelte 'n tipe vir ons wegsteek wat sê, ek gaan vooruit 2000 jaar, die verbondsark, die teenwoordigheid van God. Hy sê, gaan voor julle uit 2000 jaar. As die koms van die Here ooit naby was, die wegraping, broeder en suster, dan gaan ons dit tegemoet in 2014, 2015. Ons beweeg al nader. Niemand van ons kan die dag of die uur sê nie. Maar dit kan ons met sekerheid sê, nader was dit tog nooit. Het jy nog daardie verwagting dat die Here kom? Is die lewe so ingestel? Is dit 'n begeerte dat hy sal kom? Luister, 2014, 'n pad nog nooit betree. 2000 beteken to cross the Jordan. Mag die Here ons help dat ons sy teenwoordigheid sal soek, dat ons onsself sal heilig in toewyding aan hom, dat ons weer op hom sal begin vertrou vir sy genesende krag en sy voorsienende wonders in ons lewe, terwyl ons elke dag soos Johannes uitroep op Patmos, aan die einde van Openbaring, kom Here Jesus, ek het U lankal verwag. Mag die Here sy woord aan ons harte seën. Kom ons bid net saam. Here, baie, baie dankie dat ons aan die einde van 2013 om U woord kon sit. Ons besef, Here, U alleen ken die toekoms. Ons besef dat U vir ons gesê daar is dinge wat gaan gebeur, wat mense se harte sal laat beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat aan die kom is. Maar dankie dat U, soos vir Israel van ouds gesê het, ek trek voor julle uit. Ek is met julle. Ek sal sorg. Ek sal wonders onder julle doen. Ons vertrou U daarvoor, ook in 2014. Here, gee vir ons genade om U teenwoordigheid te soek. Geef ons genade, Here, om heilig te lewe, heiligmaking na te jaag, deur die krag van U Gees. En dankie, dat ons weet, Here, terwyl die wêreld geen uitkoms het nie, het U vir ons 'n toevlug. Gaan U vir ons sê, soos vir Johannes van ouds, in Openbaring 4, kom op hierheen. Dankie daarvoor, in Jesus naam.